Wil jy miskien kan jy begin met kortliks op te som wat jy gesê het in jou jaarverslag? En kortliks dink ek is biosekuriteit vir ons boere daar buitekant baie belangrik op hierdie tydperk. Ek dink die nuwe paar uitbrake van back and closure in Suid-Afrika is vir ons as wolboere 'n groot concern en ek dink is een van ons fokuspunte is dieregesondheid en natuurlik die standaarde wat ons daar buitekant stel om ons wol in die wêreld daar buitekant die beste en te hê. So ek dink standaarde en biosekuriteit is een van ons belangrike punte in die wolbedryf heiliglik. Leon, miskien kan jy net vir ons sê, wie is nou jou laaste wolkongres, hoe ervaar jy dit en hoe voel dit hierdie dag? Ja, dis maar 'n emosionele rit wat ek op die oomblik reis. Jy weet, mense kry baie geleenthede of daar was baie geleenthede waar afskeid geneem is, maar hierdie is die laaste ene en dit is baie emosioneel, maar tog voel ek trots wat gebeur het in die amper 21 jaar wat ek hier was. En ek is trots op wat ons bereik het in die wolbedryf. Ek dink die wolbedryf is een van die min kommoditeite wat sy eie produksieadviesdiens het en opleiding gee aan skeerders om te sorg dat ons skeersel kan oes elke jaar. En die volhoubare standaarde wat my aanbetref wat ons so nastreef, al die goed is gebaseer op wat die mark daar wil hê, maar ook ons is trots om te kan sê ons produsente het goeie landboupraktyke wat hulle implementeer. Kodes van beste praktyke is eintlik waaroor dit gaan en gesertifiseerde plase word net eenvoudig bevestig dat die beste praktyke gevolg word. Ek dink ook in ons transformasieprogram het ons oor baie jare uitstekende resultate behaal en dit is maar bloot met opleiding en mentorskap. Dit gaan saam met infrastruktuurontwikkeling en uit die aard van die saak genetiese verbetering. En so het ons hierdie mense drasties gehelp. Hulle produseer vandag tussen 17 en 18% van die nasionale skeersel wat 'n uitstekende ontwikkeling is.